Goed om weer saam met jou te lees uit die Here se woord. Vandag 1 Korintiërs 6 vers 15 tot 17. Verbind aan die Here. Weet julle nie dat julle liggame ledemate van Christus is nie? Sal ek dan die ledemate van Christus neem en deel maak van 'n prostituut? Beslis nie. Of weet julle nie dat iemand wat met 'n prostituut gemeenskap het, een liggaam met haar word nie? Daar staan immers, die twee sal een liggaam wees. Maar die persoon wat homself aan die Here verbind, is een gees met hom. Onthou dat die apostel in hierdie gedeelte juis die gelowiges oproep tot 'n hoër siening, onder andere, van die liggaam. 'n Hoër siening van die liggaam. Daar is niemand en daar is geen godsdiens wat 'n hoër siening van die fisiese liggaam het as die Christene nie. Hoe so? Hoe kan ek dit sê? Omdat die skrif baie duidelik vir ons uitspel dat nie net ons siele bestem is vir heerlikheid nie, maar dat ook die liggaam eendag deur die Here Jesus Christus self opgewek gaan word. Dit is dus ons toekomsperspektief, ons verwagting vir ons eie liggame. En nou, in die hede, is ons alreeds ledemate van die Here Jesus Christus. Dit is die situasie soos dit nou is, as jy 'n Christen is. Dan is jy deel van Christus. Jy behoort siel en liggaam aan die Here Jesus. Jy is sy eiendom. So ons is op 'n baie diep geestelike vlak verbind aan Christus. Ledemate van Christus. En die apostel Paulus onderstreep dit deur eintlik weer vir die Korintiërs daarop te wys dat dit eintlik algemene kennis behoort te wees vir die Christene. Weet julle nie, dis 'n frase wat ons nou al 'n paar keer gehoor het, wat ek ook al 'n paar keer verduidelik het. Ons hoor hier in die skerp oproep van die apostel Paulus om die basiese leerstellings van die Christelike geloof weer in herinnering te roep en dat hulle weer in gehoorsaamheid daaraan moet leef. Hulle weet hierdie dinge. Of althans, hulle is veronderstel om hierdie dinge te weet. Julle as Christene is deel van die Here Jesus Christus, geestelik aan hom verbind. Dis soos 'n huwelik. So as ledemate van Christus behoort julle nie net 'n hoë siening van die siel en die gees te hê nie, maar ook van die liggaam. Die apostel wys vir ons dat deelname aan prostitusie, deelname aan onsedelikheid is geen ligtelike saak nie. Die prostituut waarvan hy in hierdie verse praat, dui natuurlik logies, letterlik op 'n prostituut. Dit dui letterlik op geslagsgemeenskap met 'n prostituut, deelname aan die wêreld van prostitusie. Maar die prostituut hier is ook simbolies. En sy staan hier ook simbolies vir deelname aan die hele donker onderwêreld van seksuele losbandigheid en onsedelikheid. Deelname aan onsedelikheid en seksuele losbandigheid is in wese ontrouheid aan Christus. Dit is om die ledemate van Christus te neem en 'n deel te maak van 'n prostituut. Dis hoe skerp Paulus dit hier stel. Hy sê, sal ek dan ledemate van Christus neem en deel maak van 'n prostituut? Jy sien, jy's so deel van Christus, jy's so een met Christus, dat jou deelname aan die wêreld van prostitusie en onsedelikheid eintlik beteken dat jy 'n verskeurdheid veroorsaak aan die liggaam van Christus. Sal ons dit doen? Sal ons durf om dit te doen? Mag dit nooit so wees nie. Beslis nie, sê die apostel. Iets wat vir jou baie goed moet uitstaan hier is die feit dat jy as 'n Christen nie meer aan jou liggaam kan dink as iets waaroor net jy 'n sê het nie. Asof jy die een is wat bepaal wat met jou liggaam gebeur nie. Nou kom ek verduidelik mooi wat ek bedoel. Ek sê nie jy moet die verantwoordelikheid oor jou liggaam weggee nie, en uit die aard van die saak is jou liggaam jou eie, en jy is verantwoordelik daarvoor en jy moet vir jou eie liggaam sorg. Jy mag ook bepaal wat met jou liggaam gebeur. Natuurlik, al hierdie sake staan vas. Maar wat bedoel ek dan? Wat ek bedoel is dat die Here Jesus Christus die finale sê oor jou liggaam het. Nie net jou siel nie, maar ook jou liggaam is sy eiendom. En ook jou liggaam is duur gekoop met die Here Jesus Christus se bloed. So wat jy met jou lyf doen,
moet op die eind van die dag ook deur die Here Jesus Christus bepaal word. Moet ook deur hom goedgekeur word, moet ook in gehoorsaamheid aan hom gebeur. En wat jy met jou liggaam gaan doen of laat doen na jy dood is, staan ook onderhewig aan wat die Here Jesus Christus sê. Ek kan nie maak asof my liggaam my eie is in die sin dat ek altyd die finale sê daaroor, nie Christus het die finale sê. Nou in vers 16 kan ons baie duidelik agterkom dat Paulus se argument hier berus op die Here se skepingsorde wat hy vir ons bekend maak in Genesis 2 vers 24. Daar lees ons hoe Adam sê, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind en hulle sal een vlees word. En dis natuurlik waar die apostel Paulus hierdie aanhaling vandaan het. Een liggaam, dit is die belangrike punt hier. En daarom sê die apostel Paulus ook in vers 16, weet julle nie dat iemand wat met 'n prostituut geslagsgemeenskap het, dat hy met haar of dan met manlike prostituie met hom een liggaam word nie. Waarom sê die apostel Paulus dit? Wel, hy sê dit op grond van die skepingsorde van Genesis 2 vers 24, die bedoeling van geslagsgemeenskap, soos dit bekend word in Genesis 2 vers 24. Hierdie verse, Genesis 2, praat natuurlik van die letterlike huwelik tussen 'n man en vrou en die gevolglike afsonderlike eenheid wat hulle in die samelewing moet vorm. As 'n man en vrou trou, dan moet hulle losgemaak word van hulle ouers, losgemaak word van hulle ouerhuis en hulle moet mekaar aankleef. Hulle moet een word in elke aspek. Maar hulle word dan ook, en dis spesifiek die punt hier en die fokus hier, hulle word ook fisies een deur geslagsgemeenskap, een vlees. Nou vat Paulus daai beginsel en hy pas dit toe op geslagsgemeenskap met 'n prostituut. En hy sê net so ook, beteken geslagsgemeenskap met 'n prostituut dat jy een word met haar. Die verskil is natuurlik dat deelname aan prostitusie gebeur buite God se skepingsorde om, nie soos hy dit wil nie, nie soos hy dit bepaal het in Genesis 2 nie. En dit gebeur buite die huwelik om. So een gedagte wat baie sterk ook vir ons in hierdie verse uitkom, is die gedagte dat geslagsgemeenskap, seksuele verhouding, dit bring 'n eenheid, 'n liggaamlike eenheid tussen mense. Daarvoor het God dit geskape. En daarom het die Here ook geslagsgemeenskap gegee vir die huwelik en slegs vir die huwelik. Ons is nie veronderstel om seksuele verhoudings met ander mense te hê buite die huwelik nie. Waarom nie? Want dit bring 'n verskeuring. Dit maak dat ek die ledemate van Christus skeur. En in hierdie geval veral in terme van prostitusie bring ek 'n verskeurdheid omdat ek deel het aan die wêreld van onsedelikheid. Die Here gee geslagsgemeenskap sodat daar 'n pragtige en 'n wonderlike en 'n diepe eenheid sal wees tussen man en vrou binne in die huwelik. Wanneer ek dit nie respekteer as iets wat binne in die huwelik moet gebeur nie, dan gaan ek myself een maak met iemand anders buite die huwelik en dit gaan my verniel. Ons moet dit dus respekteer binne die doel en ordes wat God daarvoor bepaal het. Vers 17 is nog 'n gedagte wat uitkom en wat ons moet vashou. En dit is dat ons deelname aan prostitusie en onsedelikheid op 'n geestelike vlak ontrouheid is aan die Here Jesus Christus. Kyk in vers 17 sê die apostel, maar die persoon wat homself aan die Here verbind, is een gees met hom. Daar is 'n verbintenis, daar's 'n geestelike huwelik met die Here Jesus Christus, en wanneer ek in onsedelikheid myself oorgee, dan is ek besig om geestelik ontrou te wees aan die Here Jesus. Ons is reeds getroud met Christus. Ons moet liggaam en siel aan Christus kleef. Maar prostitusie en seksuele losbandigheid verraai daai eenheid. Kom ons bid saam. Here, help ons asseblief om die erns en die gevare van seksuele losbandigheid raak te sien. Veral raak te sien dat ons een is met die Here Jesus en dat ons na liggaam en siel aan hom verkleef is. Amen.